God stel Jesus as die versoeningsoffer. Die skuldbetaling. Want dis wat die versoeningsoffer in die verlede moes gedoen het. In die Ou Testament was dit vir hulle 'n teken van iemand betaal vir jou. Hierdie dier word vir namens jou doodgemaak vir daai versoening met God wat nodig is. Jou skuld is betaal. En Jesus is hierdie versoeningsoffer, hierdie skuldbetaling, hierdie verhoudinghersteller, en God stel dit so op. Dis God se wil dat dit so moet gebeur. Dit is sy genade wat hier uitspeel. As hy hierdie inisiatief neem en Jesus as hierdie manier opstel, dan is dit genade. Dis waar die maar tog ingekom het. En tog. Ons kan ook hierdie woord versoeningsoffer as plek van versoening vertaal. Dit is dus, God het hom deur sy bloed daargestel as plek van versoening, wat deur geloof verkry word. Jesus se lewe en sy kruisoffer bepaal die koste van jou my skuld. En hy reken dit aan homself toe. Hy sê, ek vat dit op my. Sodat ek sonder skuld weer voor God kan staan. Ek is geregverdig voor God soos Adam oorspronklik was. Ek is weer op 'n plek van versoening. As ons simboliek daarvoor kan gebruik, kan ons sê ons is weer in die tuin. Sonder skuld.